Jy is nie per ongeluk gemaak nie. Jy is nie toevallig hier nie. Jy is nie 'n fout agterna gedagte of 'n plan B nie. Nog voor daar ooit asem in jou longe was daar reeds 'n droom in Abba Vader se hart oor jou lewe. Jeremia 1:5 sê, Vader het jou geken voor hy nog jou gevorm het. Dit beteken jou storie begin nie by jou mislukkings nie. Dit begin nie by jou seer of by jou foute nie. Dit begin by Vader God se bedoeling vir jou. Voor mense jou kon benoem, het Vader jou reeds geroep. Voor jy geweet het wie jy is, het hy reeds geweet hoekom jy hier is. As jy vandag hierdie woorde hoor, is dit nie toevallig nie. Dit is 'n herinnering. Abba Vader is nog steeds besig met jou. Sy droom oor jou lewe leef nog. Solank jy asemhaal, is Vader se plan nie verby nie. En die vraag is dis nie of Abba Vader 'n droom het vir my en jou nie. Die vraag is of ons bereid is om daardie droom te leef. Vader se plan bly nie teoreties nie. Dit word prakties geleef. Dag vir dag in keuse van gehoorsaamheid. So dink prakties daaraan. Alles wat gemaak word, het 'n vervaardiger met 'n baie spesifieke doel. Dink aan 'n selfoon. Elke selfoon dra 'n vervaardiger se naam, 'n logo bo-op dit. Maar voor daardie logo daar was daar 'n plan, 'n ontwerp, 'n doel vir daardie selfoon. Die selfoon is gemaak om 'n spesifieke funksie te vervul en saam met dit kom 'n handleiding. Die vervaardiger se denke op papier wat wys hoe alles werk en waarvoor dit bedoel is. Net soos jy deur Abba Vader geskape. Voor jy gebore is, was daar reeds 'n plan. Hy het jou met sy eie hande gevorm. Sy asem, die Heilige Gees in jou geblaas en jou toegerus met gawes en vermoëns om dit te doen waarvoor hy jou geskape het. So die eerste merk op jou lewe is sy beeld. Jy dra sy beeld. Jy is nie toevallig nie. Jy is nie 'n fout nie. Jy is 'n meesterstuk. En soos 'n handleiding vir 'n selfoon het ons die Bybel, sy woord, om ons te wys wie ons Skepper is, hoe ons gemaak is en hoe ons behoort te leef. Nie om ons te beperk nie, maar om ons te lei, ons te bewaak en ons roeping te openbaar. Dan hoor gou, in Jesus kry ons ook 'n ewige waarborg, die belofte van ewige lewe. So die vraag bly vandag, leef jy waarvoor jou vervaardiger jou geskape het? Eer jy jou vervaardiger? Ons doel is eenvoudig, maar kragtig, om sy wil te doen, sy droom te leef, in gehoorsaamheid en in liefde. So sal jy vandag kies om uit die boot te klim en sy droom vir jou lewe te leef. Ja, waar Vader roep jou, sy droom wag net vir jou ja.